Goeiemôre en baie welkom op hierdie Sondagoggend by Kom Laat Ons Boeke Vat. Dis die 19de Julie vanoggend. Is lekker koel by ons in Saldanha toegetrek. Gister het dit die middag oopgetrek en dit was nogal 'n pragtige laatmiddag gewees. Ek het gisteraand so 'n stukkie gebraai en dit was eintlik 'n baie lekker aand gewees. Vanoggend opgestaan, is weer lekker toegetrek, bewolk, koel, nie koud nie, net koel, winterskoelte. Ons geniet die winterskoelte, so ons gaan glad nie kla nie. Maar dit is 'n heerlike dag in Saldanha. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad en ek bid vir jou 'n fantastiese Sondag toe. Vanoggend toe ek die stukkie nader trek, almal weet nog waar ons vanoggend aangaan, so ek dink almal se Bybels is sekerlik oop by Psalm 119, ons gaan net aan. Toe staan dit, dink ek, so 'n tydjie oor my lewe en oor julle lewens en oor my lewe wat voorlê. En nie wat al verby is nie, wat verby is onder die water, onder deur die brug, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie, maar ons kan 'n verskil maak, ek en jy kan definitief 'n verskil maak aan wat voorlê. Ons het 'n wonderlike liewe Vader wat afskryf as ons dit by sy voete kom lê en kom afskryf wat ons gedoen het en wat ons verkeerd gedoen het. Al rond baie van daai verkeerde dinge vir ons vandag nog steeds, en dis maar die Satan wat dit graag wil voor jou gooi. Ons het 'n kragtige en 'n magtige liewe Vader. As jy daai dinge voor sy voete lê, dan is dit soos mis voor die son. Dan gee hy vir jou 'n clean slate. Met ander woorde, daai water onder die brug is verby. Ons Vader is vol liefde. Hy roep nie weer daai dinge terug en sê, ek onthou daai dag en ek onthou daai dag en kyk waar jy daai verkeerd gedoen het. Nee, definitief nie. Ons het nie so 'n hemelse Vader nie. Ons het 'n liewe Vader wat lief is en vergifnis aan jou bied. As jy werklik vergifnis vra, dan bied hy vergifnis aan jou. Ek wil net een ding sê, dat ons lewenspaaie loop almal verskillend. Maar ek kan jou een ding sê van jou lewenspad en my lewenspad en jou lewenspad en my lewenspad, ons eindpunt is presies dieselfde. Al loop ons verskillende paaie. Ek kan nie die pad loop van Susan wat in Suidwes bly nie, want ek bly in die Weskaap, hier teen die see. So ons paaie is nie dieselfde nie, ons familie is nie dieselfde nie, ons vriende is nie dieselfde nie. So dis van selfsprekend dat ons paaie verskil. Maar as ek so baie keer luister na getuienis, ek is baie lief daarvoor om op YouTube in te gaan en na mense se getuienis te luister, dan kom ek een ding agter. Almal het gesoek en almal het hard gesoek. Almal was gejaag om iets in die lewe te bereik en iets by die lewe te kry. Totdat hulle besef, eintlik soek hulle net een ding, en dis Jesus Christus, ons hemelse Vader. En dan raak hulle rustig, dan ontspan hulle, dan los hulle verkeerde dade, hulle los hulle verkeerde weë, en hulle stap 'n ander pad, 'n totaal ander pad. Daar is mense wat die Here eers voor die bors moes gryp en sê, daar moes kom ons probeer dit regstel. Daar moes eers iets in hulle verlede gebeur het, soos met 'n siekte of 'n ernstige ongeluk. Party van hulle was vir 'n paar minute dood en is weer revive. Maar op die ou einde van die dag het almal teruggekom en sê, daar's net een God. En dis die God wat ons aanbid, die God van liefde. Die Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. So het maak nie saak waarna toe wat jou pad loop vandag, jou pad gaan met my verskil op hierdie Sondag, miskien totaal met my verskil, maar al wat jy moet weet vanoggend, en al wat ek moet weet vanoggend, ons doelwit, daai eindstreep, is presies dieselfde eindstreep. En as ons daai eindstreep bereik het, is daar een ding wat wonderbaarlik is. Ons liewe Vader wag vir ons. Hy het opgevaar na die hemel en weet jy wat het hy gaan doen? Hy sit in die regterhand van God die Vader, waar hy plek sal voorberei vir my en jou in die hemel. So dan kan jy ook sê, jy gaan 'n kroon kry die dag, as jou Vader jou oproep en sê,
Dis jou tyd om heelbuntoe te gaan, want nie een van ons weet wat ons expire tyd is nie. Maar onthou net, in die tyd wat oorbly vir my, in die tyd wat oorbly vir jou, baie belangrik, geloof, glo en vertrou, en ek dink, miskien op hierdie sondagoggend vir jou, net weer en weer 'n keer inset, om het in te prent in jou. Ons is op hierdie aarde geplaas, om ons liewe Vader te loof en te prys. Klaar. Ek ben, as ons dit verstaan vanoggend, dan dink ek gaan ons amazing tyd hê, wat oor is in hierdie aarde van ons. Ek het een ding, moet ek vir julle sê, met my dogter se afsterf agtergekom in my lewe, wat hier totaal verskil het, behalwe dat my Christelike lewe totaal verskil het. Dit het my nie 'n ander mens gemaak nie. Ek is nog steeds meld van aarde, ek is wie ek is, daar is niks wat my kan verander nie, behalwe ons hemelse Vader, maar een ding het verander vir my. Ek het totaal my vrees en my bang vir die dood oorwin. Dit het ek totaal oorwin. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar dit het ek oorwin. En dit was soos met 'n amazing oorwinning vir my. Toe ek jonger was, is een ding vir my belangrik geweest, as ek bestuur in die kar, of my kinders is by my, of ons is saam, dat daar net nie iets met my of my kinders moet gebeur nie. Met ander woorde, ek was ook soos 'n hen, wil almal by mekaar hou en wil almal veilig hou. Dis my taak as 'n vader om my vrou en my kinders te beskerm, vandag nog steeds. Maar toe dit gebeur die dag, het ek my vrees vir die dood oorwin. Dis wonderbaarlik hoe ou se lewe loop en hoe jy vaar. Daar's net sekere tye wat sekere dinge bring oor jou. Verstaan my mooi, miskien moet jy my mooi verstaan. Ek sê nie, ek is vreesloos nie. 'n Ou is nog steeds vir, wat gaan gebeur, hoe gaan ek dood, gaan ek in 'n motorongeluk dood, gaan ek doodgeskiet word, gaan ek in 'n huisbraak dood, gaan ek doodgery word deur 'n voertuig, maar die vrees vir die dood, daai vrees is totaal oorwin by my, dit het ek nie. Ek dink almal van ons, dis hoekom ek dink as 'n ou in die Here lewe en jy lewe in liefde, dan vra ons ook vir die Here, laat die eindtyd gou kom. As ons kyk wat op die aarde gebeur rondom ons, dan vra ons en ons bid ons selfs vir ons kinders, dat die eindtyd tog gou kom. Die Psalm waar die Here ons lees en waarmee ons aangaan vanoggend is Psalm 119, vir die wat dalk nou nie gister saam geluister het nie. Ons het gelees, dis die langste Psalm, as ook die langste hoofstuk in die Bybel, Psalm 119. Ons het gelees gister tot en met vers 10, ons gaan aan vanaf vers 11 tot en met vers 20 op die sondagoggend. Ek hoop jy het 'n amazing sondagoggend of sondag wat voorlê. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sondes teen u. Aan u kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as om al die rykdom van die wêreld. Ek gaan weer hierdie stukkie lees. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. U gee ag op die pad wat u aanwys. Ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Doen goed aan u dienaar, dan sal ek lewe en aan u woord gehoorsaam. Maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese. Laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. Ek kwyn weg van verlange na u bepalings. Ek dink ons lees tot en met sover, en jy is meer as welkom as jy dit nie gisteroggend gedoen het nie. As jy vanoggend wil dalk jou Bybel oopmaak, of na die tyd, dalk luister jy net saam op hierdie stadium, dalk na die tyd wil oopmaak en verder lees aan hierdie
pragtige psalm wat die Here loof en prys. Dis regtig, psalms is spesiaal en die psalm is net so spesiaal. Baie diepte, baie lank en baie dinge om te oordink. En as die Heilige Gees ons 'n bietjie aanvanklik maak, dan lees jy dalk iets anders te raak wat dalk vir jou verskriklik spesiaal is vir die dag. Kom ons maak ons oë toe. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, dankie dat ons by u voete kan kom sit vanoggend. Here, dankie vir hierdie pragtige dag wat u geskep het hier buite. Dankie Here vir die koelte en die koue. Dis deel van die seisoene. Dis die seisoen waardeur ons beweeg, daai seisoen van winter waardeur ons beweeg. Here, as hier van ons luisteraars is wat dalk vanoggend deur die seisoen van winter of dalk donkerte beweeg, kan hulle maar net die Bybel optel, of hulle kan net hulle oë toemaak en met u praat, want u is die lig van die lewe. Waar u is daar lig. Daar is geen donkerte nie. So dankie Here dat ons u kan aanbid. Dankie Here dat u weet, dat ons weet u luister. U is betrokke, u is by my. Dankie dat ons weet u is lief vir ons. Dankie dat ons weet dit staan soos 'n paal bo water. U is ons safe haven. U is ons veilige vesting. By u kan ons soos 'n boot wat op rowwe water is, as ons in die hawe inkom en daai water raak stil, by u kan ons rustigheid vind. By u voete kan ons liefde vind. Dankie Heer dat u lief is vir ons. Dankie Here dat ons u net nie vir ons los nie, maar dat u die Heilige Gees gestuur het om binne in ons te kom bly. Dankie Here dat ons handkas leeggemaak het, die Heilige Gees toegelaat het binne in ons. En Here, nou is al wat oorbly dat ons die Heilige Gees moet toelaat om die pad vir ons te stap, om die praatwerk vir ons te doen, om die baadjie vir ons aan te trek en om die liefde uit te lewe. Vergeef asseblief ons sondes en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons steek ons hande op na u vanoggend, Here, ons kyk op na u en ons sê, Here, ons is magteloos, ons is kragteloos. Ons voel afhanklik van u. Ons sê, Jesus, Jesus, please take the wheel. Here, Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en dra ons, bestuur ons die res van die jaar in. Here, ons weet nie wat môre en oormôre en volgende maand gaan gebeur nie. As Jesus wil. Here, maar ons weet wat nou gaan gebeur, wat nou gebeur. Die tyd is nou, die tyd is ryp, die tyd is hier. Dankie dat ons u kan aanbid. Dankie dat ons die Heilige Gees kan vra om ons te lei, waar ons te swak is om te stap. Dat die Heilige Gees sal praat, en dat daar nie ons, wat ons graag wil sê, by ons tong uitkom nie. En dankie dat die Heilige Gees ook my gedagtes bewaar, dat ek die regte dinge dink en nie verkeerde dinge dink nie. Ons glo aan u, ons vertrou aan u, ons is lief vir u. Dankie dat u lief is vir ons. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen het u groot en almagtige genade alleen. Amen.